Kommer flyr, alle Knechte von mir, was machst du mir, von dir ist Gefolgt je handen, naar die heiligdom, in
Kom ons buig die hoof voor. Ons almagtige God en Hemelse Vader, U liefde vir ons het nooit vergaan. En dit sal ook nie. Here, elke oggend wat ons opstaan, dan is dit nie vir ons. Here, U trou is groot. En dit is goed om elke dag op die hulp van die Here te wag. Amen. Ek groet julle vanoggend met die versekering van God se liefde vir jou. Hy het jou lief met 'n liefde wat nooit, maar nooit sal vergaan. Amen. Kom ons staan en dan sing ons, juig al wat leef, juig voor die Here. Ons tema vir volgende prediking is Jesus bring ons na God toe. Jesus bring ons na God toe. En ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Petrus 3 verse 13 tot 22. En ek gaan vanoggend vir ons uit die boodskap vertaling voorlees. Maar voordat ons aangaan om te lees, kom ons bid vir die Here en vra dat hy ons harte en ore sal oopmaak vir sy woord. Here, waar ons nou u woord oopmaak, bid ons, laat dit sal kosvat in ons harte, en dit wat ons hoor, help ons om het daagliks ook uit te leef, tot eer en verheerliking van u naam. 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. Die opskrif in die Bybel vir hierdie gedeelte is: in julle lewe moet net plek vir Christus wees. As julle regtig probeer om goed te leef, sal mense julle gewoonlik nie sleg behandel nie. Maar as julle moet swaar kry, juis omdat julle doen wat reg is julle eintlik gelukkig. Moet net nie vir mense bang word en die klits kwytraak nie. Julle moet eerder wys dat daar in julle lewe net vir een plek is, naamlik Christus, die Here. As iemand julle uitvra oor die dinge wat God julle beloof het en waarna julle so uitsien, gryp die kans aan. Vertel hulle daarvan. Doen dit mooi met eerbied vir God, sonder om windmakerig te wees, sorg dat julle altyd doen wat julle weet reg is. Dit sal die mense wat so heerlik van julle praat omdat julle Christus optree, belaglik maak
juis omdat hulle julle probeer swart smeer. As God dit toelaat dat ongelowige mense julle sleg behandel, is dit daarom baie beter dat hulle dit doen, omdat julle goed en reg optree, soos Christene behoort op te tree, eerder as dat hulle julle so behandel, omdat julle sleg gedra. Dit het met Jesus ook gebeur. Selfs het hy niks verkeerds gedoen nie, maar hy moes vir altyd vir ander se verkeerde optrede sterf. Die een wat niks verkeerds gedoen het nie, moes so vir al die verkeerde dinge van ander betaal. So het hy dit egter vir ons reg gekry om by God uit te kom. Sy menslike liggaam is wel doodgemaak, maar die Gees het hom lewendig gemaak. Deur die Gees is hy na die Gees toe wat opgesluit is en wag vir die oordeel. Vir hulle wat hy gaan vertel dat hy gewen het en leef. Weet julle wie is die Geeste? Dit is die mense wat lank terug in Noag se tyd geleef het. God was destyds daar baie geduldig met hierdie mense. God het hulle 'n unieke kans gegee terwyl Noag sy skip gebou het. Tog wou hulle nie hoor nie. Hulle het maar aangehou om hulle nie aan God te steur nie. Uiteindelik, toe die reën begin uitsak, is daar net 'n handjievol mense die skip in, 8 in totaal. Hulle was toe die enigstes wat uit daardie groot vloed gered is. Hierdie dinge is eintlik vir ons 'n voorbeeld van wat op die geestelike gebied by die doop gebeur. Daar skei die paaie van die mense wat gered word en die wat nie gered word nie. Dit gaan nie oor die vuil goed wat die water van jou liggaam afwas nie. Dit gaan eerder oor wat binne in jou gebeur. Dit gaan daaroor wat die God opreg vra om alles reg te vat wat jou skuldig laat voel. Dit is moontlik omdat Jesus uit die graf opgestaan het en leef. Hy is na God toe en daar sit hy op die ereplek direk langs God. Vandaar heers hy oor alles en almal, selfs die onsigbare magte en engele staan onder sy gesag. Tot sover, broers en susters, welgelukkig salig is elkeen van ons wat volgens die woord van die Here te reg neem. Dit is so dat alle mense sonde het. Ja, die verkeerde gedrag, foute wat ons maak, noem dit net wat jy wil. Maar dit is die dinge wat tussen jou en God staan. Nou volgens hierdie Romeinse brief wat Petrus aan hulle skryf, maak dit van ons vyande van God. Dit maak van ons mense onder God se oordeel. Mense sonder hoop. Maar Christus se dood en Christus se opstanding het die hele prentjie verander. Kom ek vertel vir julle op skool, was daar 'n onderwyser gewees in my matriekjaar. En wanneer hy nou gedink het, dit is nou tyd vir 'n pak slaag, dan het hy die seuns vorentoe geroep en hy het vir hulle, nee, vir my ook. Hy het vir ons daarom al gevoeter. Dit is nou as jy in jou toetse gekry het, of nie voorberei het vir die eksamen nie, en hy kry vir jou op die straat. En dan het hy die meisies ook vorentoe geroep en gesê, ek slaan nie aan 'n meisie nie. So, watter seun sal watter meisie se pak slaaf vat? Nou, daar was daar 'n paar meisies in my matriekklas wat besluit het, hulle vat na hulle eie pak. Daar was nie 'n seun wat hulle gaan vat nie. Maar nie teenstaande, ons as seuns, nee my vriend, het maar die pak slaag gevat, sodat die meisies spotvry daarvan kon afkom. Dis onregverdig. Absoluut ja. Maar hoor wat sê die Bybel oor onregverdig. Vers 18. Ook Christus het eenmaal vir ons sondes gely.
die onskuldige vir die skuldige, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, terwyl deur die Gees lewend gemaak is. Broers en susters, dat Christus vir ons sondes gesterf het, dis onregverdig. Ek meen, hy het onskuldig gesterf vir ons, in ons plek. Ons, ek en jy, ons is die werklike skuldiges. Maar ons spring die straf heeltemal vry. Nou, daar is egter 'n baie belangrike verskil tussen wat in my skooldae gebeur het en dit wat God doen. Ons word verander. Ons word so verander, dit is om te sê ons is weergebore. Ons is 'n nuwe mens met 'n nuwe lewe, nuwe kanse. Nou, belydenis van geloof is waar ons toch voor die gemeente kom en dan sê ons vir die gemeente dat ons die dood verdien, maar dat Christus ons onbegenadig het. Dat ook deur Jesus se kruis en deur Jesus se opstanding wat ons gered is. So sê Jesus se opstanding vir ons dat dit gee vir ons 'n nuwe lewe. Dit gee vir ons 'n lewe wat ons as kosbaar beskou tot eer van God. En so wil ons leef. Nou Petrus in hierdie Romeinse brief uitlaat, ons moet leef soos iemand waarna 'n beskuldigde vinger nie gewys kan word. Dat ons in ons harte moet weet dat ons heilige eerbied vir Jesus Christus het. En so moet dit wees. Onthou, dit wat in jou hart leef, dit is wat jy uitleef. Dis leef met 'n eerbied vir Christus. En doen dit beskeie en eerbiedig. Dit wys vir jou eerbied aan God. Leef so dat jou gewoonte of jou daai gewete van jou skoon kan wees. En dat jou goeie lewenswandel ook tot eer van God sal wees. Nou, ons almal weet die lewe is dikwels onregverdig. Daar is iemand wat iewers 'n storie vir jou gaan opmaak. Daar is iemand wat jou iewers vals gaan beskuldig. Met die hoop dat hulle beter sal lyk. Of om die verkeerde siening van hulle eie lewe af weg te trek. Maar weet julle wat? Moet jou nie daaroor bekommer nie, want die waarheid sal uitkom. Leef jy hulle stil deur goed te doen. Petrus skryf in Hoofstuk 2 vers 15, dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Broers en susters, daar's 'n groter onreg as die onregverdigheid wat ons dikwels in die lewe teekom. Dit is die onreg wat ons aan Jesus doen. Dat hy, die onskuldige voor God, vir ons sondes moes doen. Anders is as my matriekjaar. En dan kan jy die versekering gee, daai pak slaat meer as een keer gebeur. Sterf Jesus net vir ons eenmaal. In Grieks is daar die woord hapax, en dit beteken letterlik eens en vir altyd. Dit is afgehandel. Die verhouding met God is nou herstel. Jesus stel dit as 'n afgehandelde feit. En hy gee die rede vir Christus se lyding. Dit was om te sê, dit is die doel waaroor dit alles gegaan het. Om ons, jou en vir my, na God toe te bring.
Ons het gelees, om julle na God toe te bring. En ons moet hierdie sinnetjie nie miskyk nie, broers en susters. Dink daaroor. Jesus het gesterf en uit die dood opgestaan om ons na God toe te bring. As jy teruggaan in daardie tyd, in die Bybelse tyd, dan het jy 'n prosagegees gekry. 'n Groot woord. Maar 'n prosagegees was dikwels die hoofamptenaar in die hof van die koning gewees. En sy werk was om al die mense wat die koning kon sien te besif. En as hy nou na jou storie geluister het, dan het hy besluit, en dan weet jy, dis nie 'n saak wat na die koning toe, want jy gaan sien hierdie en daardie amptenaar. Dan sê hy vir jou, goeiedag, wat is die storie? Nee, weet iemand, gaan vir my na kamer 4 vloer 2, daai amptenaar sal na jou luister. Volgende, wat is jou storie? Ja, jy weet, kom ek vat vir jou na die koning toe. Nou Christus het dit ook met ons gedoen, maar daar is 'n verskil. Hy kies nie jy na God wil vat nie, hy vat ons almal na God toe. En Jesus gaan verder as dit. Hy gaan soek selfs daai mense wat nie gekom het om na God te kon gaan nie. Hy gaan soek hulle en hy bring vir hulle ook vir God. Christus vat onsself na God toe. Daar gaan stel hy ons voor aan hom. En hy stel sommer ons saak ook. En geliefdes, hy maak vrede tussen ons en God. Ek wil jy moet mooi luister hierna. Hoor mooi. God gaan jou nie eendag in die oë kyk en vir jou sê, Andries, dit wat jy aangevang het, is dom en as strand nie. Hoe durf jy nog iets te kom vra hier voor my? God gaan jou nie so antwoord. Hy gaan jou nie uitjaag en sê, word verhoor en veroordeel nie. Hy gaan nie. God gaan ons met liefde kyk. Hy gaan in liefde na jou luister. Die doel van dit alles is, ons almal, elkeen van ons, word gebring na God. En dit het vir Jesus baie gekos. Nie net maar 'n pak slaaf van 'n onderwyser of 2 nie, maar 'n geeseling, 'n wrede kruisdood. En Jesus het deurgedruk. Hy het die dood oorwin en daarom, omdat hy uit die dood uit opgestaan het, is daar vrede tussen ons en God. So eintlik kom ons skotvry hiervan af. Nou Petrus se gedagtes maak dit wat ons gelees het vanoggend 'n paar bokspronge. As ons weer die gedeelte lees vanaf vers 18, maar ons haal vers 19 en 20 uit. Ons lees vers 18 en ons lees vers 22 saam. Staan daar, dit het met Jesus ook gebeur. Selfs het hy niks verkeerd gedoen nie, maar hy moes vir altyd verander sy verkeerde optrede sterf. Die een wat niks verkeerd gedoen het nie, moes so vir al die verkeerde dinge van ander betaal. So het hy dit egter vir ons reg gekry om by God uit te kom. Sy menslike liggaam is wel doodgemaak, maar die gees is lewend gemaak. Hy is na God toe en daar sit hy op 'n ereplek direk langs God. Vandaar heers hy oor alles en almal, selfs die onsigbare magte en die engele staan onder sy gesag. Wat sê vers 18 vir ons? Vers 18 sê vir ons het kort en kragtig, ook Christus het gelei. Christus het vir eens en vir altyd gelei. Hy het vir ons sondes gelei. Jesus, die onskuldige, het vir die skuldiges gelei. In vers 22 kom en hy sê, maar Jesus sit nou aan die regterhand van God.
En Jesus bring ons na God toe. En hoe het hy dit gedoen? Deur sy lewe in ons plekke te gee. En tussen die twee verse skryf Petrus oor die doop. En broers en susters, ons het verlede week gesien hoe Domitianus die doop hanteer en die sakrament, die heiligheid van die doop is onder almal se aandag gebring. En ek wil net vanoggend terugvat na jou doopbeloftes toe. Petrus skryf dat in Noag se tyd dat alle mense in die vloed was, maar dat ook nie alle mense gered is nie. Dat alle mense onder die oordeel van God geleef het, maar dat net 'n paar, die wat geglo het, gered is. Noag is Petrus se beeld van hoe ons deur geloof in Christus gered word. En Petrus verbind die doop aan die opstanding van Jesus Christus. En hy wys dan daarop dat die doop ons verbind aan die opgestane Christus. Broers en susters, maar die doop red ons nie. Dis Jesus wat ons red. En ek sê dit weer, dis nie die doop wat ons red nie. Dis Christus wat in die doodheid opgestaan het, wat ons red. Die doop wys net na Christus, wat in sy dood en opstanding ons sondes afwas. Die doop is die teken van die teken vir die afwassing van ons sondes, vir ons induiwing in die liggaam van Jesus Christus. Dit is God wat by ons doop die inisiatief neem en die doop gee en homself aan ons verbind. Ek vra hier vanoggend weer, is die lewe onregverdig? Ja, dit is. En die doel van 1 Petrus, die brief wat hy geskryf het, is om die gelowiges te bemoedig. Nero het die Christene vervolg in daardie tyd. En erg. Dink aan vandag, die oorloë met die bomaanvalle, reg oor rondom die wêreld. Op baie plekke word Christene as gevolg van hulle geloof uitgemoord. En soms lei ons onder ander mense se dom besluite. En soms lei ons onder ander mense se losse praatjies. Dink maar aan die politici wat gemoedere opsweep teen die minderhede. Ons gaan ons in 'n munisipale verkiesing en die politici moet hulle stemme bepaal. Broers en susters, dink aan jou doop vanoggend. Onthou dat Christus gelei het om jou God se kind te maak. Hou aan om goed te doen. Hou aan om te glo. Glo ten spyte van wat mense doen. Leef jou geloof ten spyte van mense wat Christus se woord verontagsaam. Jesus het sy lewe gegee, sodat ek en jy mag leef. Belydenis en doop het net een ding gemeen, en dit is die opstanding. Sonder die opstanding is daar niks om te bely nie, want dan was Jesus net 'n gewone man wat gesterf het. Jesus se opstanding verander alles. Dit verander ons toekoms en dit gee aan ons lewe. Soos die doopsformulier dit ook stel. Die doop is God se seël dat alles waar is. En daarom bely ons geloof in die drie-enigheid of die drie-enige God. Ek glo in God die Vader wat alles geskep het. Ek vertrou sy seun Jesus Christus wat die mensdom kom verlos het
en ek glo in die Heilige Gees wat my daagliks vernuwe en lei. Broers en susters, mag ons dit ook elke dag doen met die wete dat Christus het gesterf en juist daarom het ek 'n rede om te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ewige Vader in die hemel, ons dank U dat U ons deur die bloed van Jesus Christus van al ons sondes gereinig het en dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van sy gemeente ingeneem het en dat ons tot U kinders aangeneem is. Here, baie dankie dat U hierdie waarheid het doop aan ons en aan ons kinders waarborg en bekragtig. Regeer ons so deur U woord en Gees, Here, dat ons U uit dankbaarheid en die vreugde voortdurend sal doen. Dat ons met volharding teen die duiwel en sy magte sal stry en dit sal oorwin, sodat ons eenmaal voor die troon sal kan staan met vrymoedigheid. Ons Hemelse Vader, ons bring aan U lof, die dank, die aanbidding, die eer en die heerlikheid tot alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van ons verlossing en saligmaker, Jesus Christus, ons Here.